Geliefdes, hartlike goeiemôre aan elkeen van julle ook in die huis van die Here. Kom ons sit net so, dan sluit ons net ons oë. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vrees? Geliefdes, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, in Jesus Christus ons Here, en mag dit vir julle ryklik vermenigvuldig word, die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees, ook gedurende hierdie erediens, mag julle op 'n kragtige wyse ervaar en beleef. Amen. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, God wil vandag met ons oor 'n baie kragtige onderwerp praat. En daarom begin hy die vraag vanoggend met die diens met hierdie vraag. Wat is revival? Ons weet revival is herlewing. Maar wat is die ware betekenis van herlewing? Dit beteken kortom dat God homself reveal. Dis revival. God openbaar homself aan die mensdom. Nou wil ek jou weer 'n vraag vra. Wat dink jy was die grootste sonde in die Ou Testament? Ek wil duidelik hoe die Heilige Gees my antwoord toe ek hierdie vraag vra. Hy sê dit was toe God homself geopenbaar het. En die mense het dit nie aanvaar nie. Hoeveel keer het God vir die mense gesê, ek is julle koning, maar hulle wou hom nie aanvaar nie. Die mense het 'n koning gesoek wie hulle kon sien. En geliefdes, toe die Rooi See oopgemaak is, en daardeur het God homself geopenbaar. Dit was herlewing. En hulle het God nie erken nie. En dit was die grootste sonde van die Ou Testament. Hulle het God nie aanvaar nie. En toe gaan God voort en hy sê, maar wat is die grootste sonde van die Nuwe Testament? Geliefdes, die mense het Jesus nie aanvaar en aangeneem nie. Ons weet dat Jesus gesê het, hy het na sy eie mense toe gekom, maar sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Hulle het hom nie aangeneem nie. Wat dink julle is die grootste sonde van hierdie generasie waarin ek en jy vandag leef, wat ons deel van is? Ook ons, baie van ons sukkel om die Heilige Gees te erken en te aanvaar. Baie mense neem nie die Heilige Gees aan nie. Baie mense praat nie eers in vandag oor die Heilige Gees nie. En dit terwyl ons nie vir 'n breek van 'n sekonde sonder die Heilige Gees se teenwoordigheid kan leef nie. Geliefdes, toe sê God vir my, ek moet hierdie awesome, dis nie 'n storie nie, dis 'n waarheid met julle vanoggend deel. Dit was vir my amazing toe God dit met my deel. Jare gelede was daar hierdie man met die naam van John Wesley. Dalk het baie van julle al gehoor van hom. Hy het die groot herlewing begin. Hy was werklik 'n geesvervulde man van God wat uitgestaan het. So in daardie tyd, ek weet nie nou vandag nie, as jy wel wou, dan het daar toergroepe uitgegaan en dan kon jy sy huis, wat toe verander is amper in 'n museum, kon jy sy huis gaan besigtig. So was daar gereeld toergroepe wat gegaan het. En op 'n dag was daar 'n toergids wat 'n groep mense uitgeneem het om sy huis te gaan besoek, die huis van John Wesley. So toe hierdie groep by sy huis kom, toe sê hulle vir die toergids, maar hulle wil graag sy slaapkamer ook sien. En toe sien hulle iets baie besonders. Dit het so aan my hart geruk.
Voor sy bed was daar 2 gate in die mat. En ek praat van diep gate. En hulle het die toergids gevra wat dit was. En hy het geantwoord en gesê, dit is waar John Wesley gebid het. Hy het so baie gebid dat sy knieë gate in die mat voor sy bed gemaak het. Imagine it, dit is absoluut amazing. Hy het so baie vir herlewing gebid. Hy het so baie gebid en gevra dat God homself aan hom moet openbaar. En die grootste herlewing van daardie tyd het begin by John Wesley. Maar toe daardie toergroep vertrek en almal alreeds in die bus was, toe kom die busbestuurder en die toergids agter, want hulle het hulle getel, daar is een wat kort. Daar is een wat nie teruggekom het bus toe nie. En die toergids gaan terug binne in die huis in, en hy kyk rond en hy gaan na die slaapkamer toe. En al wat hy kon sien is iemand se kop aan die ander kant van die bed wat uitsteek. En hy sien daar die jong man en hy loer so om en hy staan uit homself geposisioneer in die plek waar John Wesley gestaan en bid het, met sy knieë op in die gate waarin John Wesley se knieë was. En die toergids het die jong man hoor sê, God, doen dit weer, stuur herlewing, maar begin by my. Die oomblik toe ek dit hoor, toe kry ek hoendervleis, en ek kry dit nou weer, sê ek, Vader, asseblief, doen dit weer, begin by my. En jare later het die volgende groot herlewing met daardie jongman begin, genaamd Billy Graham. En ons almal ken vir Billy Graham, absolute man van God. Geliefdes, wat wil God vandag vir jou en my sê? Ons wat in hierdie generasie is. Weet julle wat sê God? Hy sê hy het 'n generasie nodig wat met hom wil praat. 'n Generasie wat vir hom wil sê, God, doen dit weer asseblief, maar begin hierdie keer by my. God sê die grootste probleem met ons mense vandag is, dat ons nie regtig op hom gefokus is nie. En ons is ook nie gefokus daarop om God te sien, wanneer God reg voor ons verskyn nie. Ons ken nog nie die ware betekenis van herlewing nie. En in hierdie gemeente het ek van 2012 al begin preek oor herlewing en gesê, Here, dat herlewing hier begin, Vader. En daarom het hierdie generasie reeds 'n groot sonde, omdat ons nie die Heilige Gees herken nie. Want sonder die Heilige Gees kan herlewing nie begin nie. Ons bid vir herlewing, geliefdes. Ons bid baie vir herlewing, ek weet nie julle nie, maar ek. Maar ons het geen idee, partykeer wat herlewing werklik beteken nie. Dit is net God wat homself reveal. God wat homself openbaar. En as God jou dan in daardie proses kies, dan het jy en ek nie 'n keuse nie. Dan moet jy gaan. Kyk na Dawid. Dawid het nooit gedink, hy sou koning word nie. Nooit nie. Want Dawid was maar 'n gewone skaapwagte seun. En deur sy hele reis is Dawid 3 keer gesalf. Die eerste keer was dit met Samuel, die tweede keer was dit toe hy as koning van Juda gesalf is, en die derde keer was dit toe hy koning oor Israel geword het. Dawid het 30 jaar oud toe hy koning van Israel geword het, en hy het 40 jaar lank as koning oor Israel regeer. Kom ons kyk na Noag. Ook Noag het nie 'n keuse gehad nie,
Want hy was die enigste een wat God werklik vertrou het. Dit kry ons gaan lees gerus Genesis 6. Maar geliefdes, weet jy hoe oud was Noag toe hy die ark begin bou het? En net vir interessantheidshalwe, want hy was 600 jaar oud. 600 jaar oud toe hy begin bou het. En net vir die interessantheid, waarom kan ons vra hy die mense in daardie tyd so lank gelewe? Ekskuus nog, en ek weet, dis 'n vraag wat die meeste van ons vra nie waar nie. Want die mense van daardie tyd het nie van die dood geweet nie. Hulle het nie geweet hulle kan sterf nie. Wanneer hulle siekte gehad het, is hulle net genees. Hulle het nie geweet dat hulle kan doodgaan nie. Nou bid ek dat jy vanoggend my hart baie mooi sal hoor. As ons terugkom na ons generasie toe van vandag. En hoor my hart as ek dit sê, want ons almal doen dit. Verskoon tog. Baie dae wanneer ons nie goed voel nie, of vir 'n lang tyd nie goed voel nie, dan weet ek van mense wat al reeds begin het om hulle begrafenis te reël. Jy ken ook sulke mense. En alwaar mense ekskuus, dan kan dink is om dat al ons goed in orde moet wees, nie waar nie? En liefdes, ek hoor duidelik hoe die Heilige Gees my sê toe ek hier as ware gestak sit met dit. Hoekom sal ons daaraan dink en soveel tyd daaraan spandeer? Dit is om gelyktydig, sê God, in die water en op die boot te wees. Hoor mooi. Jy sê dalk, ek vertrou U Vader, maar ek moet 'n plan in plek hê, net vir ingeval. My testament moet reg wees. Geliefdes, is dit nie hoe ons generasie van vandag leef nie? Vader, net ingeval iets verkeerd gaan. Dis belangrik om 'n backup plan te hê. Is ek reg? Dis wat mense sê. Is dit nie dalk die rede hoekom ons partykeer sukkel om by die oorvloedige lewe uit te kom wat God almagtig vir ons in gedagte het nie? Ek vra maar net, want ons doen dit almal. Ek wonder net hieroor. Want almal sal vir my sê, en met die met wie ek al reeds gepraat het, sê, dis die regte ding om te doen. Feit dat almal van ons te doen, geliefdes, dis die probleem. Weet julle wat, ons het eintlik niks anderster as 'n vermetelde geloof nie. Want ons sê net ingeval, Here, ons wil net 'n veilige geloof hê. Ons probeer dan sê, Vader, ons wil U beskerm, net ingeval U nie betyds opdaag nie. God sê vir my, al doen ons dit almal, dit is die ergste graad van vermetelheid. God sê, ek en jy moet eintlik so gretig wees om te sien wat God die volgende in ons lewens gaan doen, dat ons nie wil sterf nie. Ons moet so opgewonde wees oor kingdom stuff, dat ons nie wil sterf nie. So geliefdes, herlewing is wanneer God opdaag. En die beste manier om dit te verstaan, is om na Johannes 1 vers 14 te kyk. Maar ek gaan dit doen vanoggend, ek quoteer dit vir julle uit die Amplified Bybel uit. Verskoon tog. And the word Christ became flesh, human, incarnate, and tabernacled, fixed his tent of flesh, lived a while among us. And we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten Son receives from his Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth.
Die Message Bybel stel dit so mooi. Hy sê hy het vlees en bloed geword en het in die woonbuurt ingetrek. Dis wat gebeur het toe Jesus aarde toe gekom het. Dit is herlewing, geliefdes. God in vlees wat in die woonbuurt beweeg. En ja, luister, God doen dit weer in hierdie geslag ook. Kom ons blaai na Markus 9 vers 1. Markus 9 vers 1. Daar staan en hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Geliefdes, die Heilige Gees wil vandag vir jou en my kom sê, die koninkryk van God het reeds gekom. Kom ons lees verder, vers 2. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, en hulle het alleen op 'n hoë berg in eensaamheid het hulle geneem, en hy het voor hulle van gedaante verander. Dis Jesus. Sien jy? Die koninkryk het reeds gebeur. Dit beteken die lig binne in Jesus het uit hom uitgekom, sodat jy nie 'n mens kon sien nie, jy kon net sy heerlikheid sien. Dit was op aarde. Vers 3 en 4. En sy klere het blink geword. Baie wit soos sneeu, wit soos geen blykmiddel op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses, en hulle was in gesprek met Jesus. Nou geliefdes, as jy so 'n bietjie sou teruggaan, was Jesus op pad kruis toe. En God die Vader stuur vir Moses en vir Elia om vir Jesus te sê, jy gaan dit maak. So het 'n bietjie van die menslikheid van Jesus as ware tevoorskyn gekom, jy gaan dit maak. Die vrees wat Jesus vir die kruis gehad het, want ons weet sy sweet het soos bloeddruppels geword. Ek dink hy moes verskriklik bevrees gewees het. En God het vir Moses en Elia gestuur om hom te laat verstaan, daar is lewe na die dood. Hy sal opstaan. Geliefdes, Elia het die dood nooit gesmaak nie. Moses is uit die dood opgewek, want daar staan, Moses het op die berg gesterf, en in ons skrif sien ons dat Moses ook daar verskyn het. Ekskuus tog, so Moses is ook uit die dood uit opgewek. Kom ons lees vers 5. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, typies voortvarende Petrus, né? Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hitte maak. Vir u een vir Moses en vir Elia een. Geliefdes, weet jy wat Petrus hier probeer doen het? Hy het hierdie plan gehad om vir Jesus op hierdie aarde te hou. Dis hoekom hy vir hom en vir hulle hitte wou bou. Ekskuus tog, vers 6 en 7. Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Dit was die tweede keer dat God het gesê, die eerste keer was toe Jesus gedoop is. Vers 8 tot 10. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En hulle het die woord vir hulle self gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. Hulle het dit sopas gesien en steeds is hulle besig om daaroor te debatteer. Geliefdes, dit nie wat ons ook doen nie. Ons sien partykeer dat God verskyn, ons sien 'n wonderwerk, maar ons sukkel nog steeds om te glo. Ons wonder, gaan God dit weer doen? Vers 11 en 12. Hulle vra hom en sê,
waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, dis waar. Elia kom eers om alles te herstel, en tog, hoe staan daar dan van die Seun van die Mens geskrywe, dat hy baie moet ly en verag word? Elia het wel gekom, want hy was daar op die berg. Die Heilige Gees vra, waarom sê ons mense dan, dat dit nog moet gebeur? Waarom sê ons mense dat die koninkryk nog moet kom? Die koninkryk, geliefdes, het reeds gekom. Ek en jy leef in God se koninkryk hier op aarde. Dis godsdiens wat sê dat die koninkryk nog moet kom. Sê my bietjie, as jy hieroor twyfel, waarom het Jesus aarde toe gekom? Jesus het aarde toe gekom om die koninkryk van sy Vader aarde toe te bring. En daarom het al Jesus se leringe, sy leringe wat hy die mense geleer het oor die koninkryk gegaan. Geliefdes, ook as jou en my oë op God gefestig is, weet jy, dan is jou standaard goddelik. Die oomblik as jou oë nie gefestig is nie, dan verander jou standaard na die wêreldse. En dit gebeur elke dag met ons. Dis hoekom God nog steeds besig is met ons. Ook in die oggendoordenkings rondom, maak die afleidings in jou lewe dood. Die oomblik as jou oë gefestig is op Jesus, dan wandel jy in geloof. Jy het 'n goddelike standaard. Met wêreldse dinge, is dit nie waar nie? Jy's in die wêreld, jou oë is gefokus, mens op 'n goddelike standaard, want jy het geloof. Maar die oomblik as jy nie op God fokus nie, as jy kyk na die storms, die winde, die branders, die siektes, jou bankrekening, alles dinge rondom jou. Ekskuus tog, as jy nie gefokus is nie, gaan jy in die standaard van die wêreldse val, sê God. Dit gaan onder jou vel inkruip. Geliefdes, luister baie mooi. Petrus het nie op die water geloop nie. Petrus het op die woord geloop. Dit was nie so seer dat hy op die water geloop het nie. Petrus het op 'n fondament geloop. Want Jesus het gesê, kom. En Jesus is die fondament. Hy het die fondament gelê. So enige tyd wat God vir jou en my sê, gaan, beweeg, kom en ons gehoorsaam, sal ek en jy op 'n vaste fondament staan. En daarom kon Josua saam met die priesters in daardie water in beweeg, want God het vir hulle gesê, beweeg. Hulle het dit gedoen, die water was daar, hulle het net begin beweeg, en toe word die water 'n fondament. Luister geliefdes, Josua het die druiwe gesien van die beloofde land. Maar God wou hy moes weet hoe die druiwe so groot geword het. Josua het nooit 'n vloed gesien nie, maar hy het die druiwe gesien. Maar die oomblik toe hy by die Jordaanrivier kom, en hulle deur hierdie vloed wat die Jordaan was, moes oorstap op God se opdrag, het Josua die druiwe onthou. Want geliefdes, jy kan nie 'n groot oes hê sonder om te weet dat daar 'n vloed is nie. As jy beweeg, wanneer God sê jy moet beweeg, dan het jy die regte fondament. Jy het die regte grondslag waarop jy staan. En jy kan jouself gereed maak om te oes, want jy sien geliefdes, die vloed, sonder die oes sal jy nooit kan verstaan nie. Jy moet kan verstaan, as God sê, daar's 'n oes vir jou, dat daar 'n vloed ook gaan wees. En daarom het Josua toe hulle voor hulle Jordaan oorgesteek het, en die beloofde land in besit geneem het, die druiwe en die vye, alles wat groot was, in die beloofde land gesien. Hulle het hom gaan verken. Maar geliefdes, om te verstaan hoe om dit te kry, om te verstaan hoe om God se beloftes te kry, ek en jy die vloed verstaan. En dit is hoekom Josua eers die druiwe gesien en die druiwe aangeraak het, en toe kom daar 'n vloed.
Ek en jy kan nooit 'n oes hê as jy nie die vloed verstaan nie. Jy sal ook nooit kan beweeg as jy dit nie verstaan nie. Geliefdes, toe God sê beweeg, het hy jou uitgebring en vir jou 'n fondament opgerig. Toe Petrus aan die skuit op die water klim, het hy nie op die water geklim, hy het op die woord geklim. En die woord het die fondament geword. Dit is soos vaste grond gevoel. Dit was eers toe hy afgelei was, dat hy die fondament gemis het, want toe het hy na die water gekyk. Daarom kom sê God vanoggend weer eens vir elkeen van ons, julle in die huis van die Here, maar ook julle oor die lig. Moenie so afgelei word deur wat jy sien, en wat jy voel, en waardeur jy gaan nie. Dat as jy die fondament mis nie, want dan kan jy hom mis, omdat jy rondkyk. God sê, kyk vir hom, staan op die woord. Weet julle wat sê God, en dis my so kosbaar. Hierdie woord is vir elkeen vir ons, vir vandag, vir nou. Dis nie dat God nie praat nie, dis net geliefdes ons mensdom luister nie. God praat nog steeds elke dag met ons. As Abraham nie geluister het toe God daardie oomblik gepraat het nie, sou Isak dood gewees het. As Abraham net op die woord gebly het en wat God gesê het, dan sou Isak ook dood gewees het. Want God geliefdes praat elke oomblik, maar ek en jy as mense moet begin luister, ons moet begin beweeg. Waarom dink jy groei kerke nie? Waarom groei kerke nie? Kerke word deesdae verkoop vir besighede. Kerke maak hulle deure toe. Toe ek hierdie vraag vir God vra, toe sê hy vir my, dit is omdat die mense nie staan op dit wat hy reeds gesê het nie. En wat God nou sê, neem ons nie in nie, en daarom tree die dood in. Diegene van die Bybel het elke dag geluister na wat God gesê het, en daarom geliefdes het hulle nie geweet, hulle kan sterf nie. Ek en jy wil 'n verduideliking van God vir alles hê. God hoef niks aan jou om my te verduidelik nie. God is die misterieuse God. En ek en jy sal nooit weet waarmee God besig is, ook op hierdie oomblik in elkeen van ons se lewens nie. Dieselfde met woorde. Woorde wat ek en jy elke dag spreek. As die mense, hoor my hart en ek sluit af daarmee, as mense net kan begin besef, dat elke woord wat ek en jy spreek, word ons swanger met daardie woord. En dan gaan jy geboorte gee aan daardie woord. So kortom, geliefdes, begin sê wat God sê. Hou op om te sê wat mense sê. Hou op om te sê wat vrees jou laat sê. Ekskuus tog. Sê wat God sê. Wees versigtig wat by jou mond uitkom. Want jy gaan aan daardie woorde wat jy spreek geboorte gee. Amen. Geliefdes, voordat ons hierdie diens afsluit, ons weet almal dit is Vadersdag vandag. En ek bid met my hele hart dat elke vader wat hierdie in 'n diens is vanoggend wat hierdie woord hoor, dat elke vader die beste vader vir sy kinders sal wees, die beste man vir sy vrou, die beste oupa vir sy kleinkinders. Dat elke vader sal besef dat hulle 'n priester, 'n profeet en 'n koning van hulle huis is, en dat hulle in God se diens staan.
En ek het ook die moed van my oortuiging gehad vanoggend, om ook die man van my lewe, wat nie meer hier is nie, die pa van ons kinders, en die oupa van sy kleinkinders, ook vanoggend aan hom te sê, ons eer hom, vir wie hy in elkeen van ons as gesin sy lewe was, en wat hy vir ons beteken het, die beste. Ontvang dan nou geliefdes die seën van die Here, en gaan leef ook hierdie week. Gaan leef hierdie week as mense wat op God gefokus bly, mense wat opgewonde is oor herlewing. Geliefdes, ontvang die seën van die Here vanmôre uit sy vaderhart en nie uit my mond uit nie. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here al julle gebede verhoor. Dan julle sy vrede, sy liefde, sy guns, sy goedheid, sy genade, sy genesing in oorvloed skenk. God seën elkeen van julle. Amen.